Nou, ek gaan nou met John gesels en ek gaan vir hom 'n paar spesifieke makro-ekonomiese beleidsvrae vra, maar hier's 'n paar dinge wat ek nou nogal sou voorstel om te doen in Suid-Afrika om die makro-ekonomiese beleid te verander ten einde uiteindelik beter ekonomiese groei daar te stel. Nou, 'n groot beleidsverandering het verlede jaar plaasgevind toe ons die inflasie mikpunte afwaarts aangepas het na 3% toe. Maar watse ander dinge kan ons nog doen om die ekonomie beter en vinniger te laat groei? Nou, hier's 'n lysie van 'n paar goedjies wat ek so vinnig gemaak het. Die een daarvan is ons moet hierdie belastingstelsel van ons heeltemal hersien. Die belastingstelsel is hopeloos te gecompliseerd, heeltemal te onregverdig, hopeloos te duur. Die belastingstelsel moet vereenvoudig word en daar is verskriklik baie wat gedink kan word om die belastingstelsel eenvoudiger te maak. Uiteindelik gaan dit bydra tot ekonomiese groei. Dis die een ding wat ons moet doen. Nog 'n ding wat ons sekerlik moet doen, die huidige sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging, daai hele struktuur moet verander word en ons moet iets heeltemal anders daar in die plek daarvan stel. Die huidige swart ekonomiese bemagtiging lei net daartoe dat 'n paar uitgesoekte mense wat goeie koneksies het, baie ryk word, terwyl die oorgrootste gedeelte van die land se mense glad nie die voordeel daaruit kry nie. Iets moet daaraan gedoen word. Nog iets, en dit is krities belangrik vir enige funksionerende vrye mark-ekonomie, jy moet privaat eiendomsreg respekteer. Nou, die amptelike beleid en die wetgewing rondom onteiening byvoorbeeld moet verander word en ons moet die klem plaas op die beskerming van privaat eiendomsreg. Dit is krities belangrik. Nog 'n ding wat besig is om te verander, voorstelle wat van tesourier se kant af kom oor valutabeheerregulasies byvoorbeeld, dis 'n absolute onding. Ons moet heeltemal van valutabeheerregulasies ontslaa raak. Dit is iets wat al letterlik dekades af voor republiekwording al het ons valutabeheerregulasies. En valutabeheerregulasies beteken maar net een ding en dit is jy het glad nie vertroue in jou eie makro-ekonomiese beleid nie. Raak ontslaa van valutabeheerregulasies. En dan die laaste ding, en dis 'n baie groot en 'n baie groot politieke probleem. Die staatsamptenary in Suid-Afrika moet ons iets aan doen. Staatsamptenare as 'n algemene reël. Daar's sowat 3% van die bevolking is staatsamptenare en dan vat omtrent 17% van die totale BBP in die vorm van besoldiging vir staatsamptenare. Daardie verhouding is heeltemal skeef getrek. Iets sal daarin gedoen moet word en net 'n baie sterk politieke leier sou dit kan regstel.